Ja, ek moes eers weer dink, my naweek is te kort, man. Nee, ek sal nou onthou. Ek het 'n bietjie te laat gaan slaap gisteraan, so my kop is nie so vars soos wat hy gewoonlik is. Oké julle, ek gaan begin gou hierso. Ons is al reeds aan die gang. So as julle kyk na die videoetjie, dan ons is laas besig met die moer geteken. Ons het die bastertjie geteken, ons het hierdie hele storie geteken. Onthou van die senterlyne. Onthou van daai. Ek kan hom net so 'n bietjie groter maak hierso. Onthou van jou senterlyne en onthou van jou snypyltjies hierso en dan daai simbooltjie daar. En dan gaan julle onthou, ons het bietjie gekyk na hierdie middelste deel. So hierdie is die middelste gedeelte van hierdie katrol wat ons nou gaan teken. So dis daai middelste stukkie daar. As jy mooi na hom gaan kyk, ek het dit laas vir julle geteken, so julle sien, hy hardloop eintlik, hy's 33 mm. So hy hardloop net van hierso tot daar. OK, en dan moet jy die buitelyn maar teken en die weggesteekte lyne raak mos solied het ons gesê. So ek het laas keer net hierdie middelste deel geteken daar en dis waar ons gestop het. OK, so ek gaan hom hierso sit, ek gaan later die detail inteken van die katrol. Ek wil nou gou die net hierdie middelste deel gou doen. Die bussie wat hier ingaan, ek sal die bussie gou vir jou teken ook hierso, ons het gou vinnig daarna kyk. En jy kan maar teken soos wat ons aangaan. As jy hoef nie die hele tyd vir my te wag of te kyk, jy kan maar tussendeur teken, behalwe as ek vra jy moet gou kyk. As ek daai bussie teken, hy gaan nou hier ingaan en ons kan dit op hierdie prentjie ook sien. Hoe lyk hy deurgesny? Hy lyk deurgesny so, teken die buitelyn en dan die weggesteekte lyne raak solied. Hy gaan daar gehatch word. Driedimensioneel gaan hy so lyk. Ek gaan 'n bogie daar so hê, bogie daar en so. OK. So dit is hoe hy in werklikheid gaan lyk. Maar as ek hom sny, gaan hy so lyk, nee, so dis hoekom ek gesê het, hou die buitelyn, weggesteekte lyne raak solied, daar gaan 'n senterlyntjie in die middel wees daar, daai ding uit die aard van die saak gaan hier ingaan, want ons gaan nou daar deur die middel sny, ons gaan deur hierdie deel sny, en dan daai bussie kan ons gou check, die gat in die middel is 'n diameter van 32, as ek nou op die regte plek kyk hierso, wil net seker maak gou. Ja, so hulle sê vir ons dat die gat in die binnekant is 32 mm. Ek wil net gou kyk of dit korrek is. As jy twyfel, vat daai lyntjie en trek hom gou hier oor. En ons gou seker maak. So hierso is die buitekant van daai tekeningkie daar. Die binnekant line op met daai gat en hierdie een line op ook met die gat daar, so dit is korrek. Die binnekant is 32. In die praktyk, dis miskien iets wat julle gou net van kan kennis neem. In die praktyk sal 32 en 32 nie mekaar pas nie. OK, maar op 'n tekening weet die ingenieur dat daai twee goed gaan pas wanneer hulle vir die ouer dit maak sê daar moet 'n sekere toleransie wees, daar moet 'n sekere grootte verskil tussen die twee dele wees, nee. So dit sal nooit presies dieselfde wees in die praktyk nie. Dit sal sê nou maar wees hulle sal 'n sekere toleransie gee daar. Met ander woorde, sal sê hy moet soveel honderdstes kleiner wees of wat ook al. Maar vir ons doeleindes kan julle dit presies dieselfde afmeting hou en weet dan dat daai part gaan daar inpas, nee.
So diameter 32 gaan ek gou teken daarso. Ek sal 'n bietjie inzoom vir julle, dus bietjie beter kan sien wat hier aangaan. Ek gaan van die middel af, die bussie gaan ek in 'n ander kleur teken. Dis 32, so ek gaan 16 mm op en 16 mm na die ander kant toe werk. So daar is 10, 15 en 16 hierdie kant toe, 10, 15, 16 mm die kant toe. Ek gaan vir my daar gou 'n konstruksielyntjie intrek. Goed, onthou daai gat gaan reg deur en ons kan dit sien as ons hierna kyk en ons sien daar's 'n gaatjie wat reg deur gaan, dis daai gaatjie wat ons nou teken en dan nou obviously ook hierdie bussie wat daar ingaan. Nou hy's 32 so, die verskil bo en onder is die gat in die middel is 24, so dis 12 op en 12 af. So kom ons doen dit gou. Boontoe gemeet, 12 ondertoe gemeet, so daar gaan deel van jou bussie wees. Moet kyk, iets lyk vir my bietjie vreemd hierso, ek kan net gou kyk. 12 boontoe. Ek dink hier's 'n klein stukkie onakkurate kleintjie hier. Al hierdie onnodige ekstra lyne net gaan uithaal. En 12 mm boontoe het ons gesê en 12 mm ondertoe van die middel af. Nou, ek gaan dit gou in pen inteken. Ek weet nie presies wat die lengte is. Ja, hy is 33 mm. Dit blyk vir my dat dit presies hierdie lengte gaan wees. So ons kan dit gou inteken daar. So hier kan 'n lyntjie kom. Waarbo kan 'n lyntjie kom. Dan gaan ek 'n lyntjie hierso hê. Wat 'n bietjie verder gaan loop, daar gaan ene wees. Goed. En hulle is veronderstel om dieselfde te wees. Ek sien hier is 'n klein verskil tussen my twee. En dan moet hy 37 wees, so hier is nog 'n ekstra 4 mm hierso. En dit gou inteken. En net 'n ander driehoekie gou vat. Hierdie ene glip nou so 'n bietjie in hierso. Kyk hierso. Daar's. Sy. Buitekant van die ding is 42, so dis ons maak gou seker 21. Tien, 20, 21, hoeveel is daai? Nee, 42 ja, so dis 10, 20, 21 boontoe, 20, 21 ondertoe, so hier kort 'n lyntjie.
Daar's 'n lyntjie. Daar's 'n lyntjie. Daar's jou bussie. Ek gaan hom nie reg deurtrek nie, want hier gaan 'n as inkom. Hom net oor daar trek. OK. Nou daar is 'n lyntjie daar, maar hy gaan toegemaak word deur iets anders. So ek gaan net vir my hatching insit. As jy 'n bietjie tyd vir jouself wil spaar. Ek het vanoggend vir die kinders gewys, as jy nie wil inskraap op jou liniaal, ek het sommer 'n pen gevat, koutjie, maak ek net vir my daar 'n lyntjie, hoog. En ek gebruik dit as my, hoe kleiner die part, hoe kleiner die arsering. Maar dis net hierdie heel klein partjies wat ek so doen. En hom sommer klaar hatch, daarso. Ekskuus julle, hierdie ding maak net die hele tyd vir my moeilikheid. Net gou omdraai. As hy. Dis beter, so hierso. Skuif hom elke keer tot op daai lyntjie. Dis 'n klein onderdeeltjie, so daarom is die arsering nader aan mekaar. Vat hom reg deur hierso. Daarso. Dus ek sê, julle mag nie met kleur werk nie, ek doen dit net vir duidelikheid, dat julle kan sien, hier is 'n ander onderdeel. OK, nou hy's ingepas nou in hierdie hoofdeel van die poelie, ons het nog nie die hele poelie geteken nie, ons het net daai middelste deel geteken. OK, nou, die volgende deel wat hier gaan ingaan, is hierdie hoofgedeelte, daai stukkie, nê. So ons gaan hom gou moet begin teken, en ons kry hier die afmeting, so as 'n verwysingspunt sal ek daar begin, want dit is die senterlyn wat oplaai met die middel van hierdie hele ding wat ons teken, hè. Daar is diameter 24, hier is 'n klein vangplekkie, as daai radius 27 is hierso, dan beteken dit, hierdie afstand gaan ook 27 wees, so jy moet dit kan aflei, omdat dit 'n radius is. As dit 27 is, dan gaan hierdie ook 27 wees, en na die linkerkant toe, gaan hy ook 27 wees. So let net op na daai, 27 op, ek gaan hiervan af werk, ons gaan hierdie deel teken, onthou dat ons sny deur hierdie ding, so wat gaan ons oorhou, ons kan hom gou skets daar, dis wat jy gaan kry, julle moet gou kyk op die skerm, hy gaan so lyk, jy gaan hom deursny, hy gaan so loop, hy gaan 'n web hê, hy gaan opgaan tot bo, dan gaan julle sien, as ek mooi gaan kyk na my 3D prentjie, dan sny ek hierdeur, ek sny deur die skroefdraad, daai gat hardloop reg deur die hele part, neem ek aan, en dan is daar 2 gate hier voor, wat hierdie weggesteekte lyne is, so let net op, hierdie is belangrik, daai stukkie word nie deurgesny nie. Hoekom? Want ek sny hom mis, my snylyn loop hier deur. Daarso. OK, so ek sny heeltemal daai voorkant en agterkant gaan ek heeltemal missny. So jou ding gaan so lyk as jy hom deursny. Gaan 2 lyntjies daar hê, 2 lyntjies hierso hê. Dit is die ekskuus, 1 lyntjie hierso, 1 lyntjie daar en dan 'n dubbel lyntjie hierso. En 'n dubbel lyntjie daar vir die skroefdraad. Daai boonste gat is M9. So dit beteken dis 9 van die een kant tot die ander kant daar. En daai radiusie daar kan jy ook gaan uitwerk
dis 16 en 19, dit beteken hierdie moet 'n radius 3 wees daarso, en hulle sê ook, behoort ook gewoonlik vir jou te sê, alle ongespesifiseerde radiusse, all unspecified radii are radius 3. So hierdie bogies gaan definitief radius 3 wees. Ok, daai lyntjie gaan wegval. Hierso, hy val weg. Ek hou my web. Hoekom hou ek die web? Want as ons deur 'n web sny, dan sny jy hom, maar jy gaan hom nie teken nie, né? En jy gaan hierdie deel val weg en daai agterste deeltjie gaan oorbly. Ok, so kom ons teken gou daai deel. So dis 113 van die middel af, 113, jy hoef het eintlik, ja, ons moet dit maar afmeet, maar ons het eintlik al, ons het mos hierdie deel al geteken. So, omdat jy hierdie gedeelte al reeds het, kan jy eintlik van hierdie prentjie afwerk, sou jy wou. You can work from this view, if you wanted to complete this view on this side. So ek gaan dit maar gou doen, dan spaar ons vir onsself 'n bietjie tyd, nou hoef jy nou nie weer te gaan meet daarso nie, nee, jy moet net akkuraat werk. So ek gaan 'n vertikale lyntjie hê wat hier afkom, en hy loop hierso. Met 'n vertikale lyn hierso. So moet hom vir my deurtrek. Hy hardloop reguit af tot hier onder. En hy gaan opline hier in die onderkant. Ek kry van my afmetings, hierdie is 16 en 19 mm, so van dit gaan afmerk. 16 mm, 10, 15, 16, 17, 18, 19, daar is ons hy. Spot trek hierso. Ek gaan gou hierdie hoogte net vir julle inteken. Hy is hierso. Daar is die bokant van my tekening. So hy gaan moet opline hier met die bokant hierso. Reguit lyntjie, dan gaan hy af, en dan het hy so volrondingkie daar, en het ons net gekyk, die ding se grootte is 'n kolvlak, it's a spot face, with a diameter of 42, so that should be 21 up and 21 down. Okay, ek gaan afmeet hierso. Okay, nou moet hier 'n volrondingkie inkom. Wat gaan die maklikste wees om daai volronding te teken, dink julle? Om daai stukkie in te sit. What would be the easiest way and the quickest way to do this arc there? Dis nou, ek verwys nou na hierdie gedeelte daar, die radius 3. Wat is die maklikste? 'n circle stencil, hierdie ene. Ok, so hierdie antwoorde is alles in diameter, so daai 10 is 10 diameter, so jy moet gaan kyk vir 'n diameter 6 enetjie, hierso is hy, diameter 6, so ek gaan sit hom hierso op my tekening,
gaan hom opline daar en ek gaan hom opline hierso. Teken hom daar so in en dan gaan ek dieselfde doen aan die ander kant. Gebruik ook die diameter 6. Okay, so jy hoef nie te worry oor 'n passer en sulke dinge nie. Jy sal hom in elk geval nie met 'n passer kan trek nie. Dit gaan moeilik wees. En daai gaan ons uithaal. As wat jy gaan oorhou, hierdie is eintlik 'n konstruksielyn. Ek gaan daai eerste net uithaal daar, net vir duidelikheid. En dan kan ons gou die gat hierdeur sommer gou deurteken. Daai gat is diameter 24, so dit is hierdie gat wat net hier deurkom. The same hole just going straight through. Ek pak maar net my parte in hierso. Daar gaan hy reg deur. En nou moet ek hierdie lyne gaan uitvee wat hierso lê tussenin, nê? Hoekom moet ek hulle uitvee? Ryan, hoekom sal ons die uitvee? Hy maak alles toe wat daar so in die binnekant lê, nê? So as jy die bout hier inteken, when you're going to draw in the bolt, it's going to cover up everything behind it, and because you're not going to section that bolt. So daai gaan ook 'n konstruksielyntjie wees, daai kan ons uitvee, gaan daai uitvee, en hierdie gou donker maak. Daar so sê, hier gaan eintlik 'n lyntjie wees deur, maar ons teken dit nie want hy word opgecover daar. Hierdie kan ek uitvee, gaan daai uitvee, gaan daai uitvee. Sal later hierdie klaar teken. Ekskuus, hier moet nog 'n lyntjie wees. There should be a line over here. Dit later klaar maak. Okay, kom ons teken die deel gou klaar. Hy is lank 42 en 37, so ons kan dit gou inteken. Projekteer sommer oor hierso. Kyk, 42 en 37. Hy eindig hier onder. So hier vanaf is dit 42 en nog 37. Daar vir my lyntjie trek. Ook hierso. Right. Hy gaan eindig hierso. Ek gaan dit nou sommer in 'n swart pen inteken dat julle dit mooi kan sien. Hy gaan so lyk. Part gaan hier opgaan. Onthou, jy moet niks vryhand teken op jou tekening nie asseblief. Nie eers 'n bogie oorgaan of so nie, verloor jy daai punte. Ek gaan dit net hier swart maak dat julle net kan sien, but never in freehand. Teken net daar. Gaan ek af tot hier onder. Dan die onderste deel is 17 dink ek. Die onderste deel eindig hierso. Daar so sien. Daar moet nie 'n lyntjie heel onder wees nie, daar so sê. Gaan hy op hiernatoe. Kom hy in.
Nou hier vanaf is daar hier 60 grade lyntjie. Hier moet julle gou iets oplet. Onthou julle hier is nog 'n onderdeel wat ons laas moes ingeteken het. En van daai punt af, dis 'n web. En 'n web weet ons mos is vir versterking daar. So jy kan daai gaan inteken en as jy nou oorprojekteer, dan kan jy nou eers hierdie deel gaan inteken. You can now only project this over onto this view. En ek dink daai ding was 12, so dis 6 en 6. 6 mm die kant toe, 6 mm daai kant toe en dit moet so lyk. Daar korte lyntjie. Hier korte lyntjie. So dis daai selfe, dit moet eintlik ook in swart wees. Vir nou. Daar's daai ene. Hy gaan deur hardloop tot hier aan die onderkant, daarso, kom hy weer uit. Kom uit daar. Hier behoort julle om nou te sien. So this is the part that you are seeing up to there. Dis dieselfde part wat ek daar in swart geteken het. Onthou ook alle centerlyne, nee, waar daar gat is, where there is a hole, even though you don't draw the hidden lines, you still need to put in the center lines. Okay. So hierso is 2 gate en jy moet nog steeds die centerlyn inteken. Is 13 van die kant af. So there is 13 mm from this side, 13 mm from this side. You need to have a center line in here. Lank, kort, daar. En jy moet ook ene is net om 'n bietjie tyd te spaar, lank, kort, daar. You need to have 2 center lines there, even though you don't have the hidden lines. Okay. Ek het net nie die bokant van daai ding ingeteken nie, maar dat julle mooi kan sien, hier is hierdie onderdeel. Daar gaan hy ook gaan. Hier gaan hierdie deel wees. En nou moet ons mooi kyk. Hier gaan nie 'n lyntjie wees nie. En daar gaan nie 'n lyntjie wees nie. Hier is nie 'n lyntjie hierso nie. Daai lyntjie is nie daar nie. Dan as ons mooi kyk, gaan ons hier 'n senterlyntjie hê. En hy gaan 10 mm van die kant af wees. We're not going to do it's a section, so 10 mm from the side. You're going to have a center line, hierso, daar, lang, kort, jy moet so lyk, jy kan nie lang, kort en so nie, dan gaan jy nie punte kry of voor. So put that line in, although you're not drawing it, you're acknowledging that there is a hole at the back of this thing. Dan het ons 'n snit in die bokant. That hole is a M9, I think we mentioned, M9. So I'm going to get the center there. It's 8 mm from the side. Daar's die middel. Ek gaan dadelik vir my hier 'n centerlyntjie teken. Immediately I'm going to draw a center line in here. Okay? En daarso gaan ek dan gaan en 4,5 mm na beide kante toe gaan, hè. So why 4.5? Because it's a 9 mm hole, a M9 hole. Daarso is 'n merkie 4.5 na daai kant toe en daai twee lyne word oopgesny. Remember, if you cut through screw thread, you're going to open this up. So daar's 'n lyntjie en hier is nog 'n lyntjie. Wie wil gou vir my sê wat gaan die grootte van daai skroefdraad wees? This is 9 mm. What would be the size of the screw thread, the double line? 0,9. So jy kan dit afrond na millimeter toe. You can round it down to 1 mm on this side and 1 mm on the other side. Jy gaan teken hom in vir jou daarso. 'n bietjie 'n ligter lyntjie. It's slightly more faint than my outlines because it's it's screw thread.
Teken hom liggies daar, daar is nou, weet nie hoekom daai twee nou so verskil nie. Millimeter, hierso ek het 'n bietjie skeef geteken daar. Daai lyntjie moet so loop. Ekskuus julle vir daai dubbel lyntjie daar. Maar kom net dat hy so min of meer dieselfde lyk. OK. Hulle moet dieselfde size wees, daai is nou my fout. Miskien moet ek dit gou regmaak. OK, julle weet ek teken net in pen net vir een rede. OK, dan vir clarity vir julle. Dan gaan julle sien hier is 'n grab skroe. 'n Grab skroe, wat is sy funksie? Onthou julle ons het gesê in die begin dat hier gaan path sectioning hier wees. Daar is 'n gedeeltelike arsering hierso op die as. En daai skroefie draai in daai gaatjie in. OK, jy kan dit sien as jy kyk na die 3D prentjie. Daai gat en daai grab skroe line op met mekaar. Soos hy hier indruk, hou daai grab skroe hierdie as in posisie dat hy nie kan uittrek nie. OK. En so ons gaan gou vinnig hierdie asie inteken en dan die thread en dan sommer die grab skroe teken ons sommer nou gou in. Die grab skroe, kinders gooi baie punte altyd weg hierso. So kom ons maak gou seker is reg. Hulle sê daar slot 2x2. Wat beteken dit julle? Kom ons teken daai ding gou groot. Wat beteken 2x2? Help gou vir my. Ons maak gou seker julle kry hom reg. Kom julle kyk gou op die bord. Dis wat is daai grab skroe? Dis 'n klein skroefie. Hy's nie 'n gewone skroefie, hy hou net die ding in posisie en hy draai binne in hierdie omhulsel in, hè. Ek wil amper sê julle passer se skroefies wat baie keer op 'n passer is. Ek sien nou nie een hier nie. Maar op daai metaalpassers het jy so versinkte skroefie amper. Dis amper soos 'n grab skroe. Nie heeltemal nie, maar amper. Hy het daai driehoekige shape onder, dis 30 grade. Hierdie afstand is 12 mil. Die skroefdraad is M9, so wat gaan hierdie wees? Wat gaan daai spasie wees? 0,9, wat ons vat mos nou na 'n millimeter toe. En dan die 2x2 beteken wat? Beteken hy's 2 diep, 2 mil diep en hy's 2 mil wyd. Hoekom lyk hy so? Want ek gaan 'n flat skroewedraaier daar insit. Wat is 'n flat skroewedraaier? Hier's 'n flat skroewedraaier. Daarso. Nou net 'n kleiner enetjie. So as jy mooi gaan kyk, as ek hom daarso insit, dan moet hy mos sou daar kan inpas, nê? Nee. So dis die rede hoekom hier nie 'n lyntjie in die bokant is nie. Dis 'n gleufie, nê? 'n slot 2x2 beteken 'n gleufie van 2x2. Die onderste angle het ons reeds gesê is 30 grade. Julle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 punte, halfpunte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 halfpunte. 6 punte op jou samestelling is net die grab skroe. Dis die ding wat die kinders gewoonlik kan teken. En is maklike punte. OK, so is easy marks, yes. Daar so boek. O, kyk maar gou hierso waar is. Jy mag gou kyk dan. So ek gaan net gou hierdie insit. Ons gesê hy's ook 'n mil. Maak net seker jy vat nie my boekie, né? OK, so daar's my skroefdraad. OK, nou kom ons teken gou die grab skroe in. Julle help gou vir my uit hierso. Janelle, ek het jou hulp nodig hierso. Ek gaan die skroefie indraai. Hoe diep gaan daai skroefie hier ingaan, dink jy? Hy gaan tot waar hy nie verder kan nie, né? Soos ek vir hom indraai, dan gaan hy daai 12 mm wat julle hierso sien, die bokant daai en daai. Dit gaan wees waar daai V-shape begin, né? So dis hier onder en dis 30 grade want hierdie gaan mos op die as lê. So ek gaan dit so lank inteken
Daarso. Uit daai hoekie uit. Ons draai hom om. En hy's 30 grade soontoe. Kyk, daar is hy. Wat kan julle vir my sê hierso? Dit gaan wees wat? Julle gaan dit in elke eksamen kry. Wat is daai? Gedeeltelike arsering, nee. Wat moet ek daarmee maak? Gaan dit hatch. OK. Wat sê hy? Hoe? Sorry, ek het nou gehoor nie. Kyk, daar is partial sectioning. 'n part section is een van julle konvensies wat ek vir julle laat leer het, nee, kyk vir hom. Daarso sê. Julle maklike punte, maar nou, hier's nog nie 'n grapskroe ingedraai nie. Waar gaan die grapskroe eindig? Hy's mos nou 12 mm hoog, het ons gesê. So hier moet nou van daar af 12 mm op gaan hy stop. 10, 11, 12, daar. OK, so hier gaan 'n lyntjie sit. Daarso. Hy gaan wees 2 by 2. Daar's my 2 by 2 slot. Gaan ek hierdie grapskroe gaan ek hom sny. Gaan ek hom hatch? Nee, ek gaan nie. Maar hier is nog 'n belangrike ding vir julle wat ek gou vir julle wil vra. Ek gaan hom ook hatch nou maar in swart, al is dit nou aan 'n part. My hatching moet ek nou in die rigting gooi. Gaan my hatching stop buite of binne? Wie sê buite? OK, daar's 2 antwoorde hier. Daar's 2 antwoorde hier, so jy is heeltemal reg. Die een deel gaan hier stop. Ons begin hierso. Hy gaan buite stop. Buite stop. OK. Daai lyntjie. Ons sit nog 'n lyntjie by dat jy mooi kan sien. Dag 4. Wat het nou gesê? Môre dag 4 meneer. Môre dag 4. Saal of soos in skei daar. OK. Julle net 'n catch hierso. Onthou, daar's nie iets ingedraai daar nie, nê? So hierso moet jou skroefdraad stop teen die buitekant, maar waar daar iets ingedraai stop hy teen die buitekant. Julle kry punte daarvoor. Julle moet môre moet julle geteken wees tot waar ek nou is hierso. Ek gaan die video vir jou laai op YouTube. Jy kan verder actually gaan is dit. Teken vir my die as in hierso. Jy kan eintlik gaan klaar teken vanmiddag. Kyk, die res is straightforward. Ek sal die antwoord vir julle die finale antwoord bysit. Hierdie moet nog gehatch word. Die asse hier moet nog klaar ingeteken word. Maar asseblief gaan voltooi dit vir my by die huis vanmiddag die hele tekening. Right, lekker dag. En nou vir sê ons het gesê die einde van die maand